Keer my so. Daar is hy. Goeiemôre, al julle pragtige mense hier op die 26ste Augustus. Want ek het mooi kyk. 26ste Augustus. Is amper Kersfees, man. Het julle al vir my geskenk gekry al? Wat se tipe mense is julle? Goeiemôre en baie welkom by nog 'n video van die Federale Alliansie van Suidelike Afrika. Ons skakel nou vandag oor na Afrikaans toe. Ek het nou die executive orders behandel in Afrikaans en in Engels. Ek het die fondasie en die institusies behandel in Engels. So al die video's is daarso. Nou skakel ons weer oor na Afrikaans toe, want ons gaan nou die fondasie en die institusies en goed in Afrikaans bespreek en dit duidelik daar uitkry. Ek het probeer om 'n bietjie Afrikaans in te sit saam met die Engels hierdie afgelope klompie weke. En ons het dit redelik oukei reg gekry, maar ons volgende tree gaan lewendige uitsendings wees. Barries, goeiemôre, wat sê jy? En ons gaan nou fokus op die fondasie en al hierdie goed, maar nou net in Afrikaans. Alraai, sodat ons mense 'n duidelike beeld kan kry daar buite van waarmee ons besig is. Dat hulle kan sien, ons is nie besig met nonsens nie. Ons wil na die munisipale verkiesings, soos ek met een van my vriende gister gesels het, wil ons bietjie kyk na 'n beter of 'n diepere uitreiking na die mense toe daar buite. Maar trekkie vir trekkie. En wanneer ons die fondse kry, dan is selfs dit nie eens meer nodig nie. Maar die munisipale verkiesing sal vir ons baie duidelik wys wie is bo aan die leer op hierdie stadium. Ons sien hoe die ANC al hoe meer mense verloor, al hoe meer verloor. En die munisipale verkiesings gaan vir ons beslis wys hoeveel van hierdie mense en munisipaliteitsgebiede het hulle verloor. Ek weet spesifiek, hulle gaan Parys verloor. Want ons lid op die federale raad, meneer Henry Deal, is hard besig, boer en murgenbeen hard besig om Parys te verander. Hard besig. En hulle gebruik so 'n ander metode wat hulle noem salt. Hulle gebruik 'n Engelse metode onder Afrikaan is goed en dit werk. En hulle is baie slim in hulle optrede wat die munisipaliteitsgebied aanbetref en dit is 'n template van wat ons kan gebruik. Ons kan dit kopieer en toepas op ander munisipaliteitsgebiede wanneer die tyd kom. So hierdie is die eerste ene en ek glo hulle gaan suksesvol wees. Goed. Goeiemôre aan almal wat opkom. Ek sien nou Mani het ook opgekom. En daar is natuurlik mense wat kyk wat ons nie eens sien, wat ons nie eens van weet wie opkom nie. Maar kom ons drink 'n bietjie koffie. Ek kan nou vir julle sê, ek voel baie beter vanoggend. Dit blyk asof die gehoesery nou gestop het. Dis nog net daai bietjie gaga, maar dit blyk asof die gehoesery gestop het, man. Alles te danke aan Bo, nie aan koffie nie. Goed. Die Federale Alliansie van Suider-Afrika stuur hierdie video's uit in die Afrikaanse pelle. Kom ons staan saam en ons kry 'n volksraad reg en ons kry 'n volksstaat reg en ons kry alles wat ons nodig het om ons plek in die son weer terug te kry, die grondgebied wat deur God aan ons gegee is en wat bestaan. Ons moet net ontslaa raak van al die gemorsgoed aan die kante en dit uitskuif in die regte posisies aan, né? Goed. Stigtingsdokument, 'n grondwetlike bloudruk vir selfregering, samewerking en nasionale hernuwing. Nou wanneer ek die woord nasionale gebruik, sien die nasionale wat oorgaan na die federale toe. Voorwoord. Toe ek nou hierdie ding dokument vertaal het op AI, toe het ek nou vir die ding gesê, as hy nie 'n woord het in die Afrikaans, wat hy kan vertaal nie, dan moet hy dit maar in die Engels los. En hy het wragtig nie geweet die woord voorwoord bestaan nie. Hier staan nog steeds preamble. So, ek gaan dit sommer verander terwyl ek hier so sit. Sodat ons die regte woord hier so het. Voorwoord. Voorwoord op hierdie dokument, daar is hy. Goed.
Suider-Afrika staan op 'n beslissende oomblik in sy geskiedenis. Regdeur ons streek soek gemeenskappe veiligheid, geregtigheid, verantwoordbare regering, ekonomiese geleentheid, funksionerende instellings en 'n toekoms waarin hulle kinders kan floreer. Andrew wat sê, vanoggend luister jy weer in Afrikaans, Andrew. Tog glo baie burgers ook dat besluitneming al hoe meer afstandelik geraak het van die gemeenskappe wat dit veronderstel is om te dien. Die regering bokant ons koppe maak hulle eie besluite, sonder om die publiek te raadpleeg. Ons wil wegbeweeg van daardie model af. Ons hele beleid is om weg te beweeg van daardie versmorende regerende houding bokant ons koppe, en waar die mense deur die mense geregeer word. Eintlik meer toesighoudend is, né? Die Federale Alliansie van Suider-Afrika is gestig op die oortuiging dat blywende vrede en welvaart instellings vereis, wat verantwoordbaar, deursigtig en gewortel is in die gemeenskappe wat hulle regeer. Ons stel dus 'n grondwetlike raamwerk voor wat poog om selfregering te versterk, terwyl samewerking tussen soewereine volke behou word. Ons doelwit is nie fragmentasie of buitensporige sentralisasie nie, maar 'n gebalanseerde federasie waarin plaaslike gesag gerespekteer word, grondwetlike waarborge gehandhaaf word en gemeenskaplike belange saam nagestreef word. Wanneer mense dink jy kan sonder ander nasies floreer, het jy 'n probleem. Want eerstens, jy kan met dit wat jy het, net kom tot by 'n sekere punt, wat tegnologie, kennis en die goed aanbetref. Maar wanneer daar 'n pool van kennis is, 'n pool van samewerking is, dan floreer jy. Ek bedoel, ek gaan net 'n voorbeeld gee. Toe ek 'n kind was, nog selfs 'n jong man, toe het ek nie geweet dat bestaan sulke goed soos kiwi vrugte nie. Wie kan hand opsteek saam met my wat daai ding aanbetref? En ewe skielik is daar 'n vrug op die mark, kiwi vrug. En dit was dan nou 'n belewenis om daai ding koud te maak en op te sny in skyfies en te geniet. Nou is ons gewoond aan kiwi vrugte. Ek kan nie dink aan 'n plaas in Suid-Afrika waar daai ding groei nie. Ek weet nie daarvan nie. As dit wel bestaan, goed so. Maar dis net 'n voorbeeld. Daar is ander voorbeelde, daar's vrugte daar buite. Daar's byvoorbeeld 'n tamatieplant wat nie in Suid-Afrika is nie. Hy's 'n semi-tamatieplant, né? Maar hy gee meer voeding as die tamatie self. Ek dink ek het iewers die ding gebêre, die pos gebêre. Maar daar's produkte daar buite wat ons in Suid-Afrika nie ken nie. Daar is metodes en maniere hoe ons droë dele in Suid-Afrika kan benut. Maar ons het nie daai kennis nie. So ons het alliansie nodig met ander in die buiteland en ander nasies. Goeiemôre Rudy. Ons het dit nodig. Nou, daar is hierdie mentaliteit van, ons het nie swartes nodig nie. Swart Afrika, ons het hulle nie nodig nie. Regtig. Hoeveel wit mense wil 'n graaf en 'n pik optel vir 'n karige salaris om 'n werk te doen? Inteendeel, die wit man self oor die algemeen is nie gewoond aan harde arbeid nie. Is ek reg of is ek verkeerd? Ons het laas met ons stigting van ons myne in die tydperk van die Anglo-Boereoorlog, daai jare, vroeër in 1900s, was plus minus die laaste keer wat, wel, kom ons sê tot en met 19
1945, 19, sê nou maar na die Tweede Wêreldoorlog, want ons het geherbou. Maar dit is plus minus die laaste keer wat wit ouens regtig hard gewerk het. Maar as jy nou gaan na lande soos Australië toe, dan is pik en graaf is 'n job, is 'n pos op sy eie. Ek het as 'n handyman gewerk in Australië en ek het met hierdie 2 hande op die ouderdom van 51 het ek damme gebou. So ek weet waarvan ek praat. Om daai yster rods in te boor, eers die gate te boor, te sink, te buig, vas te maak met kleiner draad, ander gronddraad te lê, op blokkies, sement te gooi, sement aan te maak. Man, ek het kruiwa gestoot. Ek het $23.50 'n uur gevra. Dit het my so $4,000 'n maand gegee, plus minus. En ek en my seun kon behoorlik lewe. Maar ek het gewerk. Jy kon selfs nie eens 'n 3-punt prop, elektriese prop aan 'n kabel, aan 'n lead, soos ons sê 'n lead, 'n leiding, whatever dit in Afrikaans is. Jy kon nie daai 3-punt prop opsit nie. Jy moes 'n bekwame elektriesien kry om daai werk te doen, sodat hy 'n stiker op die kabel kon sit en sê hy het die job gedoen. Dis hoe erg dit is. Ek het al my kabel self gedoen, papa. En ek het die ou labels opgehou. So nou wil 'n boer sê, ek het nie 'n swart man nodig op my plaas nie. Jy lieg, man. Een boer, al het hy 'n seun, al het hy 2 seuns, al het hy 1 of 2 wit ouens wat saam met hom werk, kan nie daai plaas behoorlik bestuur nie en die werk doen nie. Daar's nie 'n manier nie. Dink julle dis verniet dat die boere hier so aan die suidpunt van Afrika geplaas is? Dink julle dis verniet dat ons bekend staan as die beste boere in die wêreld, wat boerdery aanbetref? Want ons weet hoe om ander te gebruik om ons te help, om by te staan, om 'n hand by te sit, om die trekker te ry, om die hekke oop te maak, dis maar die minste van die goed. Nee? So ons kan nie ander lande, ander nasies uitskuif nie. Ons moet erkenning gee aan soewereine nasies en seker maak dat hulle plek in die son kry. En dan werk ons saam. Goed. Die alliansie erken die historiese kontinuïteit van die nasies en tradisionele instellings van Suider-Afrika, terwyl die grondwetlike regering die oppergesag van die reg en gelyke burgerlike waardigheid omhels. Ons doel is nie bloot om nog 'n politieke organisasie te vorm nie. Ons doel is om 'n grondwetlike raamwerk te bou wat geslagte kan dien. Sien, as daar een skaap opstaan in 'n universiteit en hy wil 'n politieke party stig, dan sê die ander mense vir hom, sit, waarmee is jy besig? Want jy het die reg om jou mond oop te maak. As jy in jou gebied 50+1 kan kry, om 'n referendum te hou, dan kan jy dit doen. Jy hoef nie nog 'n politieke party te stig nie. Jy het reeds goed in plek, deur 'n konstitusie wat sterk is, wat vir jou die reg gee om jou mond oop te maak en jou sê te sê. Goed, hoofstuk 1. Waarom grondwetlike hernuwing? Elke grondwet bestaan om een fundamentele vraag te beantwoord. Hoe moet mag georganiseer word, sodat mense in vryheid, sekuriteit en vrede kan leef? Julle sal daai woorde baie uit my mond uit hoor. Vryheid, sekuriteit, vrede, sit welvaart daarby. Die Federale Alliansie begin met die oortuiging dat baie van die streekse uitdagings nie uitsluitlik vrae van politieke leierskap is nie, maar ook vrae van institusionele ontwerp. Instellings wat bestaan, kan eenvoudig nie die werk doen nie. Waar gesag gekonsentreer raak, word verantwoordbaarheid moeiliker.
Waar besluitneming al hoe meer afstandelik van plaaslike gemeenskappe raak, neem 'n reaksievermoë dikwels af. Waar gemeenskappe min invloed het oor aangeleenthede wat hulle daaglikse lewens raak, kan openbare vertroue in die regering afneem. Nie, dit kan nie, dit het. Dit het, maar ons moet dit so skryf, sodat dit kan sinvol wees. Dit het afgeneem, het dit nie? Heeltemal. Ons sien hierdie korrupte gemors hier bokant ons en ons wil hulle net hang. Die Federale Alliansie stel dus voor dat grondwetlike hervorming moet begin met die beginsel dat openbare gesag, waar dit redelikerwys moontlik is, uitgeoefen moet word op die vlak wat die naaste is aan die mense wat deur daardie besluite geraak word. Dis mos sinvol. Kom ek lees dit weer, gaan stadiger lees. Die Federale Alliansie stel dus voor dat grondwetlike hervorming moet begin met die beginsel dat die openbare gesag, waar dit redelikerwys moontlik is, uitgeoefen moet word op die vlak wat die naaste is aan die mense wat deur daardie besluite geraak word. Vat byvoorbeeld die munisipale verkiesings, wat nou weer binnekort gaan plaasvind. Dis politieke partye in 'n munisipale gebied wat met mekaar stoei om die hoogste hoeveelheid stemme te kry sodat hulle die job kan kry. So die ou wat die beste en die meeste en die mooiste lieg en praat, kry die werk. Wat jy eintlik wil hê is die gemeenskap, almal in die gemeenskap, kies die mense wat die werk moet doen. Almal doen dit. As jy wil hê jou pa moet die burgemeester wees, dan kom jou pa se naam op die lys. En as die mense van die gemeenskap van jou pa hou, dan word hy ingestem. Dis hoe dit werk. As Tannie Sari die beste vrou is wat elektrisiteit aanbetref en om seker te maak dat die inwoners se elektrisiteit werk goed, dan kom Tannie Sari se naam op die lys en die inwoners kies. En as sy ingestem word, dan kry sy die job. Dit is hoe maklik dit is. Wat is die woord vir transparant? Deursigtigheid. Deursigtigheid is aan die orde van die dag. Alright? Jy kies sommer random ouens in die gehoor om te kom tel. Jy steek nie jou hand op om te tel nie. Jy het 'n saal vol mense. En jy sê, right, daai tannie kom tel, daai jongman kom tel, daai dogter kom tel, daai oom kom tel hierso, dat daar deursigtigheid kan wees. Nie soos hierdie lotto gemorsie. Julle geweet, lotto is die grootste lieg wat bestaan. Wel, daar is so 'n hele ry van al hierdie groot leuns. Lotto is een van hulle. Net miskien, net dalk. Nee, dit werk nie so nie. Al die nommers word gecheck en dan die nommer wat nie daar is nie word ingelees. Of 'n kameraad se nommer word ingelees. Hier en daar is daar 'n blaartjie wat deurkom, hier en daar. Hoofstuk 2, die beginsel van selfregering. As jy iets wil sê, tik dit in, want die mense is bang om te praat, ek weet nie hoekom nie. Ek sal jou opbring as jy wil opbring, as jy wil opkom. Anders te tik daar ding en as jy iets wil weet. Die beginsel van selfregering. Die alliansie is gegrond op een grondwetlike beginsel. Elke volk moet die grootste praktiese gesag oor sy eie sake besit.
is dit nie wat ons wil hê vir die boervolk nie. So wat ons vir ons wil hê, moet ons vir ons naaste hê. Jou naaste is die een wie jou hulp nou nodig het, dis jou naaste. Die persoon wat jou hulp nou nodig het, dis jou naaste. Onthou daai ene. Elke volk moet die grootste praktiese gesag oor sy eie sake besit, terwyl dit met buurstate saamwerk in aangeleenthede van gemeenskaplike belang. Net 'n voorbeeld wat in my kop inkom, sê maar iemand steel iets, right? Nou vlug hy van een buurstaat na 'n ander buurstaat toe. Hy moet daar gekeer, geblok en gevang kan word. Hy moet nie dink hy kan wegkom nie. Selfregering word dus verstaan nie as isolasie nie, maar as verantwoordelike deelname binne 'n wyeer grondwetlike federasie. Elke deelnemende staat behou sy eie identiteit, instellings, kultuur en interne regering, terwyl dit vrywillig deelneem aan 'n gemeenskaplike federale struktuur wat vir wederwysige voordeel daar gestel is. Dis nie groot woorde nie, is maklik. Hoofstuk 3, die grondwetlike model. Die federale alliansie stel 'n semi-federale grondwetlike alliansie voor. Ons sê semi-federaal, want in 'n federale opset het jy nog steeds 'n regering wat bo jou sit. In 'n semi-federale opset het jy 'n toesighoudende regering. Nie 'n besturende regering nie, 'n toesighoudende regering. Hierdie model kombineer 3 komplementêre vlakke van regering. Vlak 1, die belangrikste vlak, die burger, jy. Die vryburger. Elke instelling bestaan uiteindelik om die waardigheid, vryheid, eiendom en sekuriteit van die individuele burger te beskerm. Vlak nommer 2, die soewereine staat. Elke deelnemende staat regeer sy interne aangeleenthede. State oefen gesag uit oor aangeleenthede soos plaaslike administrasie, onderwys, gesondheidsorg, polisieering, onderhewig aan grondwetlike waarborge, infrastruktuur, kulturele aangeleenthede, plaaslike ekonomiese ontwikkeling en tradisionele regering volgens hulle grondwetlike reëlings. Dis 'n mondvol. Waar deelnemende state historiese monargieë is, gaan hul tradisionele instellings voort volgens hul eie wettige opvolging en grondwetlike gebruike. Elke staat kies ook 'n staatspresident en 'n staatsvisiepresident wat verantwoordelik is vir die uitvoerende administrasie van daardie staat. Nou in die boerstaat kan dit die staatspresident wees. Hy is die beskermende hoof. Dan het jy 'n premier en 'n visiepremier. Alraai. Maar as die boere besluit, kom ons ruil dit om, is dit ook goed. Die boere kan besluit. Kom ons sit die premier bo. Ons het 'n premier of visiepremier, hulle is die beskermende gedeelte, en dan het ons 'n staatspresident en 'n visiepresident wat die administrasie bedryf. Enige manier. Of, daar's nog 'n moontlikheid. Het julle geweet, julle het nog 'n moontlikheid. Daar is nog 'n moontlikheid. Die boervolk stel 'n koning in. Ons eie koning. Onder Jesus Christus natuurlik. Watter koning kan ons hê? Ons koning kan, daar's 'n buitekans, die Nederlandse koningshuis wees. Niks verhoed die boervolk om daardie rigting in te gaan nie.
sien julle die prentjie? En die rede hoekom ons sê Nederlandse koning is omdat die eerste vlag wat geplant was in Suid-Afrika, ek praat nie van Vasco da Gama en Dias se vlagte nie. Ek praat van die eerste vlag wat geplant was op die suidpunt van Afrika, was die oranje, blanja, blou, sonder 'n embleem, die Prinsenvlag. Hy staan bekend as die Prinsvlag, die Prinsenvlag, Nederlandse vlag. En dis hoekom hy deel is van die federale embleem, met die springbok en die laurierkrans. Hierdie kom uit die gedagtes uit van Hendrik Verwoerd. Hendrik Verwoerd het seker goed gedoen, maar ander goed het hy sleg gedoen. Dis jammer, hy het nie die slegte goed ook goed gedoen nie. Dan was ons vandag vry. Goed, vlak 3. Ons het nou 2 vlakke al. Ons het die burger, ons het die staat, en nou het ons by vlak 3. Vlak 3 is die federale alliansie. Die federale alliansie bestaan nie om die soewereine state te vervang nie, maar om die federasie self te bewaar. Sy doel is beperk tot aangeleenthede wat kollektiewe optrede tussen state vereis, insluitend grondwetlike beskerming, gemeenskaplike sekuriteit, interstaatlike koördinasie, eksterne betrekkinge, buitelandse betrekkinge, en vreedsame beslegting van geskille. Die federale gesag bestaan om die alliansie te versterk, nie om mag te sentraliseer nie. Ek kyk nou hoe groot is hierdie dokument, hy is 15 bladsye lank, en ek is nou eens op bladsy 4. Moet julle gaan werk. Sal amper 8 uur. Hoofstuk 4. Die grondwetlike rol van tradisionele monargie is belangrik dat ons hierdie goed ken. Suider-Afrika beskik oor een van die wêreld se oudste aaneenlopende funksionerende stelsels van tradisionele leierskap. En ons het nou gesien in hierdie afgelope klompie jaar hoe 'n nuwe ding sy kop uitsteek onder hierdie groeperings. Swart families begin hulle leiers, hulle opperhoofde as konings insweer. Hulle is nie bloedlyn konings van groot groeperings nie. Hulle is in aanhalingstekens konings van families. En opperhoofmanne van groter groeperings word ook ingesweer as konings. En hulle hou hierdie groot partytjies wanneer hulle dit doen. En dit skep vir ons 'n probleem. Want ons moet 'n sif gebruik om hierdie ouens uit te sif. Wie was eers opperhoofde gewees en wie is oorspronklike konings? Gelukkig is daar sekere groot groeperings in die land waar dit nie te moeilik is om te bepaal nie. Goed, eerder as om hierdie instellings te vervang, erken die federale alliansie hul historiese legitimiteit binne daardie deelnemende state waar hulle steeds funksioneer. Die tradisionele regering bly die verantwoordelikheid van elke deelnemende staat. Die federale grondwet skep nie tradisionele monargie af nie, nog skaf dit hulle af. Ek het nou verkeerd gelees. Die federale grondwet skep nie tradisionele monargie nie, nog skaf dit hulle af. Ons skep hulle nie en ons verwyder hulle nie. Dit erken hulle as grondwetlike instellings binne deelnemende state volgens elke staat se eie grondwetlike reëlings. Die alliansie word dus 'n federasie van soewereine state eerder as 'n unitêre staat wat elke gemeenskap identies regeer. Sien julle die verskillende klompie uitlegkaart puzzlestukke, né? En ons
pas. Nie bo op mekaar in nie, maar langs mekaar in. Langs mekaar. Soos ek vir julle gewys het, nie so nie, maar so. So. Teen mekaar. Dis hoe ons inpas. Nie so nie. Of so nie. Alright? Soos byvoorbeeld, net 'n voorbeeld. Die volksstaat, en ek glo die boerevolksstaat, sal nie, dis nou wat ek glo, sal nie gemengde huwelike toelaat nie. In sy grondwet. Maar die Kaap, die Verenigde Kaapstate, mag dalk gemengde huwelike goedkeur. Omdat hulle dit goedkeur en die volksstaat dit nie goedkeur nie, beteken nie dat ons nie saamwerk nie. Hulle moet verantwoording doen voor die Vader vir hulle goed en ons doen verantwoording voor die Vader vir ons goed. Selfbeskikking. Selfregering. Deur die mense vir die mense. Wat die mense besluit. Nou luister nou na hierdie ene. 'n Volksstaat is gestig. Ons het nou ons eie boervolksstaat, dis gestig, né? Maar die mense van die volksstaat, die boerevolk van die volksstaat, keer gemengde huwelike goed. Dan vorm dit deel van die grondwetlike beginsel. Sien julle die prentjie? Regering deur die mense vir die mense. Dis hoe dit werk. Jy kan nie die een hê sonder die ander een hê. Wat die mense besluit vir daardie staat is die grondwet. Of dit nou vir hulle 'n goeie ding is of 'n slegte ding is. Die federale alliansie sal saam met hulle beraadslaag. Maar ons kan nie vir hulle sê wat om te doen. Dis nie ons taak nie. Ons het 'n ander taak. Beskermende taak. So. Hoofstuk 5, federale verteenwoordiging. Die federale instellings bestaan, en ek gaan nou hiermee klaarmaak, om samewerking eerder as oorheersing te verseker. Ek moet eintlik net daar klaarmaak. Dan sal ons Vrydag hiermee aan, wel ek kan het eintlik, kom ons gaan dit gou net hierdie stukkie deur. Dan sal ek met hoofstuk 6 aangaan Vrydag. Federale verteenwoordiging, die stigtingsgrondwetlike struktuur bestaan uit. Nou, eerstens is die Raad van 10, ek het hom nie hierop nie, ek het eers die Raad van 20. Bestaande uit die stigtingsfederale uitvoerende gesag, dit is die Raad van 10, en stigtingsgrondwetlike amptdraers of stemme, wat verantwoordelik is vir die daarstelling van die instellings van die alliansie. Die Raad van 40, wat verteenwoordiging uitbrei, deur een verteenwoordiger van elke, is eintlik twee verteenwoordigers van elke deelnemende soewereine staat by te voeg. Waar 'n deelnemende staat 'n monargie is, dien hierdie verteenwoordiger as die grondwetlike stem in die Raad van 20 van die monarg binne die federale struktuur. Die verkose staatspresident en staatsvisiepresident neem deel aan die uitvoerende en administratiewe funksies van die federasie soos omgeskryf deur die grondwetlike raamwerk. Hierdie reëling poog om historiese kontinuïteit, demokratiese verantwoordbaarheid en interstaatlike samewerking te balanseer. Dis waaroor dit gaan. Sodat die boonste groep nie 'n
oppressiewe, verdrukkende, regerende groep word nie. Want die 40, wat later 43, 46, etc. kan word, daardie groepering bestaan uit die leiers van die state en die stigtersleiers van die federale alliansie. Daardie stigtersleiers word ook vervang deur federale verkiesing. Jy sien? As een staat glo dat sy staatspresident is die man vir die job wat die federale alliansie aanbetref, dan wanneer dit verkiesingstyd is, dan kan daardie persoon voorgestel word tot die verkiesing. En dan stem die nasies. Maar daar sal altyd 'n balans bly. Daar sal altyd 'n balans bly. Hierdie proses sal altyd verseker dat die regte mense in posisie is om die regte werk te doen. Sonder korrupsie. Goed. Dis Woensdag, man. Dit was aan my amper of die leeu sy die All Blacks pak gegee, hè? 35-41. Ek dink hulle het hulle alies afgeskrik. Maar dit wys jou net wat kan gedoen word, né? Dit wys jou net. Tot aan amper die 50ste minuut was die leeu's voor. Dit wys jou net. Wel gedaan aan die leeu's, hulle het goed gedoen. Daai is 'n verloor wat ons kan vat. Maar na hierdie Saterdag vat ons nie meer verloor nie. Ons vat nie verloor nie. Ek glo ook nie ons sal nie. In elk geval, julle moet 'n fantastiese dag hê, ons is vryburgers. Boere Afrikaners, Englishman, Scotsman, Irishman, Zulu, Xhosa, Penda, Vedi, Tswana, Tsonga, Ndebele. Verskillende nasies. Onder God 'n nasie van nasies. Die doringdraad regering is nog nie daar nie, buddies. Die doringdraad regering is kan dalk voortspruitend wees uit hierdie munisipale verkiesings. Want daar is 'n belangrike beginsel by die doringdraad regering wat die ouens moet verstaan. En dit is die groepering ontstaan, jy het die doringdraad regering of die doringbos regering, en dan het jy iemand in daardie regering wat absoluut teen dit skop en seker maak dat die hele storie uitmekaar uitspat. Dis die belangrike beginsel om te onthou, dat dit is wat gaan gebeur. Dan weet jy, dit was die doringbos regering. Alright. Onthou, die federale alliansie is heeltemal apart van die state. Dis apart van die state. Die state het hulle eie regerders, hulle eie administratiewe amptsdraers, terwyl die alliansie is net toesighoudend. Nie regerend nie, net toesighoudend. Soos jy daar gesê het, doringdraad regering, hierdie is nie 'n regering nie. Hierdie is 'n toesighoudende instansie. Wanneer daar 'n regering is wat so lyk, dan gaan een van daai elemente groot amok maak en dan spat die hele storie uitmekaar uit. Ek hoop dit help. Andrew, mooi geseënde dag vir julle almal. Net onder God is eendrag mag. Net saam met God maak eendrag mag. Daar is nie 'n ander manier nie. Ons sal hom nooit vergeet nie. Saam met God maak eendrag mag. 'n fantastiese mooi geseënde dag vir julle almal.